All who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow. Ja, nee, dit is baie interessant om terug te kyk en dan te sien wat gebeur het in Eden. En die interessantheid vir my was dat wanneer jy daarmee deel en jy gaan kyk na die probleem in Eden en die vloek wat eintlik oor die mens gekom het. Wat ons nie besef nie. Ons besef nie is daar, ons word in sonde ontvang en gebore. Ok, Jesus het vir my sonde gesterf. Jesus het dit weggeneem. Wow. Laat die oom vir jou vertel. Verbondsluiting op 'n demoniese vlak het heeltemal 'n ander inhoud. Ons kan vra vir vergifnis vir die sonde, maar daardie verbond wat gesluit is, moet verbreek word. Jy verbreek nie die verbond so nie. Die gevolge van daai verbond is sonde. Ja, dit word weggewas, maar my verbond bly staan. Ek wil nie nou op hierdie stadium daaroor deel nie, want dit is 'n baie interessante lering, want ons moet verstaan hoe dit toeneem in ons lewe. Met ander woorde, hoe neem sonde dan toe in ons lewe? Aanvaar net van my kant af. Verbondsluiting het die gevolge van daai sonde, het gevolge van die vloek. Nou vra ons vir vergifnis en ons bely dit ensovoorts. Maar ons deel nie met die verbond nie, ons gooi nie die altaar om nie. Want daar's 'n verbond wat ons daar gesluit het. En dit het op almal van ons 'n effek. Wat gebeur nou? In my soeke daarna het ek besef dat die struikeling wat ek in my lewe gehad het om oor te gee. Onthou het ek het julle vertel, ek moet oorgee, ek moet afgee, ek moet neerlê. Maar ek kon dit nie reg kry nie. Toe dink ek nou, wat is nou die verskil hier? Wat is hierdie probleem? En nou onder die Kaap sit ou Riekert Botha. Nie Riekes nie, Riekert Botha. 'n paar van sy leerlinge geleid en julle kan regtig julleself 'n geweldige guns doen om 'n bietjie na sy leerlinge te luister, want dit is so verrykend om na 'n ou wat, jy weet, so sterk op die woord alles baseer. Dis vir my regtig baie belangrik. En veral vir ons wat nie teoloë is nie, wat nie Grieks of die woordkennis het nie, en ek weet baie van ons breek dit af, maar weet jy wat, daar's iets wat ek in my lewe gesien het. Wanneer ek luister na wat die Heilige Gees vir my sê, dan moet dit absoluut deur die skrif onderskryf word. En so het ek 'n punt daarvan gemaak om af te vlieg na hom toe en hom te ontmoet en met hom te praat. En interessant genoeg, so 'n ruk gelede, terwyl ek besig was om te bid oor hierdie ding van die onderwerping in die neerlê voor Christus en die, jy weet, en hierdie sterwe en die verbreeking van die verbond. Dit was nie so maklik geweest om dit net te sit en by mekaar te bring. Toe kom hier 'n lering van Riekert oor die tafel. En weet jy wat, ek wil nou eintlik basies die hoogtepunte daarvan aanhaal, want dit was toe vir my 'n bevestiging van wat ek gekry het. Mooi luister, mooi hoor. Ek baseer dit nie op wat hy sê nie. Ek baseer dit op goed wat ek ervaar het, maar wat hy vir my kom bevestig het. En wat doen hy? Ek weet dat onderwerping belangrik is, en hy kom en hy deel met onderwerping. En dan sê, maar ons onderwerp ons nie aan Christus nie. Dit word nie volbring in ons lewe nie. Daar moet 'n onderwerping wees. Want die belangrike ding is,
Die roeping is ons lewe. Ons moet leef in verbondenheid met die Seun. Ons moet leef in verbondenheid met die Seun. En die verbondenheid, soos hy dit verduidelik, is die onderwerp. Kom, ek het na sy lering geluister op YouTube daaroor, en ek het eintlik 'n hele gedeelte opgeneem dat ek dit kan oortik. En ek weet om nou te sê, weet jy wat, jy moet nou gaan luister daarna, en gaan nie weet nie. En luister net wat sê, geloof is dus absoluut sentraal tot die evangelie. Die aanneming van ons erfenis hang nie af van ons eie poging nie. Kyk net hoe bevestig hy die goed wat ek met julle gedeel het. Dit is 'n werk van die Heilige Gees. Nou, miskien, jy weet, as ek dit nou vir jou geleer het en jy luister dan en sê, maar wat weet hierdie ou? Wat het gebeur? Nou het hulle my uitgenooi om, dit was nou jare terug, en ek voel my soos gister, maar dit is nie gister, dit is baie lang terug. Hulle my uitgenooi om te gepraat oor Radio Kansel. En ek was toe inderdaad op Radio Kansel geweest, maar daar was 'n bietjie van 'n misverstand tussen my en Amanda. Ek het so toe gegaan om oor die verbond te praat, en dit was 'n rare ding in daardie jare, dat jy regsgeleerde het, of daai staan as ek 'n prokureur gewees het, jy prokureer het wat ding is wat ook die Here aanneem. En gelukkig is Silas 'n advokaat, so ons nog goeie kans. Okay. En dit het 'n skudding veroorsaak. Dit het 'n geweldige probleem veroorsaak. Soveel so dat die sentraal is geblok vas en ek weet nie wat alles nie. Ek moet eintlik nagesteen en uiteindelik het die hoof van Radio Kansel my gebel, want die mense was geweldig ontsteld geweest. Hoekom hulle nie die res van die lering kon. Wat gebeur het is ons het toelering opgeneem vir bykans 3,5 uur en toe hulle dit vernietig. Want hulle wou dit vrystel nie. Bel die hoof van die Radio Kansel my om net met daar te praat, sê vir my, ek moet net verstaan dat omdat ek nie 'n teoloog is nie, kan ek my nie uitlaat oor die begrippe van die skrif nie. Toe sê ek, dominee, ek het geen probleem nie. Kom ons gaan sit, ons sit op die lig, en dan wys jy my waar ek dwaal. En ek sal onvoorwaardelik, onherroepelik die mense vra vir vergifnis. Daarom het ek het goed gevind om 'n formidabele teoloog, volgens my, 'n man wat sy Bybel ken, wat kom uit die Baptiste kerk uit, en gewoonlik daai ouens se lering is net absoluut skrifgegrondves. So as jy nou kwaad word vir my, bel vir die kerk. Dis hy. Jy weet, dis wanneer hulle die twee boeties vang, rook agter die dam. Ek kan dit so goed onthou. Dan kom die pa om die hoek, en sit hierdie twee knapies, hulle so staan in 5 en sit hulle in rook. Jy sien, sit hulle in rook, kom pa om die dam. En dan sê hy, wat gaan hier aan? Dan sit hulle altyd vir ons so kyk, hulle lyk net, hulle sê so verstaan. En dan sê die een ouetjie sy vingers so optel, en dan wys hy net so na sy boetie. Sonder om 'n woord te sê. Nou, ek vat nou my vinger en ek wys so na die kerk toe. Wil jy kwaad word? Bel vir die kerk. Luister wat sê hy, jy kan dit nie opkook of opwerk nie. Daai geloof in jou is 'n werk van die Heilige Gees. Dis uit en uit 'n funksie van die Heilige Gees deur sy genade. Die genade van Christus het alles te doen met die persoon van Christus en die boodskap van Christus. Die genade van Christus, kom ons kyk na die Engels net vir 'n oomblik, the grace of God, word aktief op die lewens van die mense wat hulle aan Christus onderwerp. Kom ek sê dit vir jou in eenvoudige plat taal. Die genade van Christus begin funksioneer, hy begin werk in die lewe van mense wat hulle aan Christus onderwerp het. Ons kan dit op 'n ander manier stel. Die genade van Christus word aktief geaktiveer op die lewens van mense wat in hom glo. Om in hom te glo, beteken dus om jouself in hom te onderwerp. Hoor wat sê hy? Die slotsom is dus, dat die begrip om in hom te glo, beteken presies dieselfde as
om jouself aan hom te onderwerp. Leef jy in onderwerping aan Christus? Die populêre idee wat ons verstaan as geloof, is glad nie die Bybelse definisie van wat geloof is nie. Wanneer ons oor geloof praat, het ons nodig om te kwalifiseer, want as jy sê, ek glo in Jesus, het elkeen sy eie idee wat dit beteken. Baie mense sal sê, ja, ek glo in Jesus, ek glo in hom, maar hierdie tipe geloof voldoen nie aan die definisie van geloof nie. Die definisie van geloof behels volgens die Bybel die volgende. 1. Met my verbondstoetrede moet ek verklaar dat Jesus Christus is wie hy sê hy is. Wow, stop. Het jy al dit gedoen? Het jy al gaan sit op jouself gesê, maar wie sê ek wie is Jesus? 2. Ek moet myself aan Jesus toevertrou, oorgee en hom aankleef. Ek moet my lewe neerlê, saam met Jesus gekruisig word tot sterwe kom. Jy kan nie net die stelling maak dat jy in hom glo, maar jy onderwerp jou nie aan hom nie. Dis glad nie geloof nie. Met die afsterwe en die neerlê van ons lewens onderneem ons onsself aan Jesus te onderwerp. Daar lê die sleutel. Dis waarom ek kan sê, ons is geroepe tot gemeenskap. Ons is geroepe tot gemeenskap. 1 Korintiërs 1 vers 9. En ek het 'n ruk daarna, toe, net nadat ek dit by Riekert gehoor het, toe sê ek, Here, ons kan mekaar dan onderwerp. Ons moet dan onderwerp aan Christus. Maar nogtans bly dit 'n baie belangrike aspek van my verhouding met die Heilige Gees. Kyk wat sê Liz Wright. Liz Wright het so 'n lering gehad. Surrendering to God changes everything. Net so 'n stukkie daaruit. Ook ter net bloot bevestiging. The surrendered life is the doorway into a deeper life in God, when we choose to yield to Him. To place our relationship with Jesus first allows Him to peel off our old nature, and it escorts us into the victorious life where we become increasingly filled with His presence. Hoor dit daar? Hoor dit daar? Where we become increasingly filled with His presence. Submission allows you to do away with the opinions of the world and to align yourself with truth. Nou weet ek, dis nou baie wat ek lees, maar jy kan mooi luister daarna. This is an intentional choice. You align yourself by the choice in truth. Step into Christ, and the power of Christ will come. He wants you to know that is such a simple way of living, and it changes everything. Wat sê ons? Ons moet ons onderwerp. Ek het inderdaad die onderwerping wat hy so gedeel het, ter harte geneem. Maar ek het 'n probleem. Jy sien, arme ou Sarah, sy het al weer 'n probleem. Wat is hierdie probleem? Ek het my onderwerp. Toe ek besef dat ek nie in die tabernakel se intimiteit ingaan nie. En dat ek by die doringdraad alom en alom loop, was daar 'n plek gewees waar ek 'n gebed geskryf het. Ek het daai gebed geskryf en hom genoem Passing the Gate. En dit was vir my die onderwerping. En miskien is dit wat Riekert bedoel. Ek wil nou nie weer afvlieg Kaap toe net om dit te beseker te maak. Maar hoe dit ook al sê, ek stem saam in die onderwerping. Maar die oom het nou weer gesukkel, jy sien. En toe ek na die Here te gaan en sê, Vader, ek kan nie hierdie onderwerping regkry nie, want ek gee dit oor na U toe, en ek los dit by U, maar môre sit ek weer in bekommer. Toe loop my pad vas in die sterwe. En toe sê ek vir myself, weet jy wat, dis 'n werk wat die Heilige Gees in my lewe moet doen om te sterf. So,
wat doen ek nou? Ek moet besef dat ek moet sterf. En die werking van die Heilige Gees is absoluut kardinaal in daardie sterwe. En die skrif wat ek vir julle wil gee, man, weet jy wat? Ek dink jy moet hom gerus tik. Jy moet hom vir jou eenkant sit, plak hom teen die yskas, plak hom teen die plafon, maar hier lê die sleutel vir my. Hier lê dit vasgevang, waar Paulus skryf in Galasiërs 2, en hy sê, I have been crucified with Christ. In him, I have shared his crucifixion. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the body, I live by faith, in adherence to and reliance on the Son of God. He that loved me and gave himself for me. Daar's die hele ding saamgevat in een ding. Wat het verbondsluiting vir my ingehou? Dis 'n eenwording met Christus. En in al my pogings en in al die paaie wat ek geloop het, en alles wat ek probeer het, loop ek my vas in die sterwe. En ek moet eerlik wees, ek het dit nog nooit regtig so gehoor nie, en ek het dit nog nooit regtig so gesien nie. Daar's 'n werking van die Heilige Gees wat ons hier deelagtig moet word. En hoor my mooi, die Heilige Gees werk nie. Hy laat hom nie beïnvloed deur jou optrede, hoe oulik jy is, en hoe hard jy vas, en hoe, glad nie. Waarna kyk hy? Na jou hart. Wat is regtig in jou hart? Waarom wil jy sterf? Jy moet weet wat, ek moet nou sterf, en ek moet nou onderwerp, sodat die Here my man kan uitsort. Nee. Weet wat, ek moet nou sterf, en ek moet my lewe neerlê, en ek moet myself onderwerp, sodat ek 'n werk kan kry. Broer, jy het die begin van hierdie lering heeltemal gemis. Gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God die Vader. Is daar iemand op aarde wat sy hart op aarde kan bid? Dis waar ons op pad heen is. Maar ons moet deel met die vlees in die sterwe. Geloof is die sentrale basis tot die verbond. Dis waarom dit so belangrik is. So wanneer jy gaan, en jy is besig om toe te tree in die verbond, en jy bid daai gebed, rondom die sterwe en die afsterwe. Weet een ding. Besef wat jy besig is om te doen. Want weet jy wat? Jy is committed aan dit wat jy sê. En God gaan jou daarby hou. En waarom wil ek sterf? Waarom wil ek my lewe absoluut oorgee aan hom? Te deel met die vlees wat blokkasies bring dat die Heilige Gees my met Jesus verenig. Daar's 'n vereniging, daar's 'n fusion, daar's 'n swaising met Christus wat ons nog nie beleef het nie. En ek glo, dis waar ons op hierdie stadium toegang gaan vind. Jy sien, ons sien, en ek weet almal is daar, en daar's niks daarmee verkeerd nie, maar daar's 'n geweldige beweging van ons moet die wonderwerke en die genesings en ek weet nie wat, ons moet dit sien. En daar's revival. Ek hoor, breek ek dit af? Nee, glad nie. Inteendeel, dis baie belangrik. Maar hy moet sy regte plek inneem. Jy sien, dit is so dat ons het oor beklemtoon het in die verlede, en die genesings en waaroor het ook al gaan, en dan kry ons dit, laat dit werk. Maar waarom is dit daar?
Want hy wil vir jou wys hoe lief is hy vir jou. Sodat jy hom soek, sodat jy hom kan ken, sodat jy by hom kan uitkom. Maar dan moet ons deel met die vlees, want die Heilige Gees moet toegang tot ons lewe hê. Een van die belangrikste goed om te verstaan wanneer ons kom by sterwe, is die altaar. Wanneer ons hier op aarde verbonde sluit, met ander woorde, daar's van die mense in Suid-Afrika verbonde sluit met hulle voorvader geesaanbidding. Daar's in die okkult is daar verbonde waar daar gesluit word met verskillende demone. Daar's altyd 'n altaar. Die altaar is altyd die plek wat geskep word. Jy kan maar gaan kyk, as jy dan gaan sien hoe dit aan mekaar gesit word. Weet julle wat? Ek het iets ontdek. Ons het ook 'n altaar. Die kruis. Want weet jy wat? Dis waar die skrif sê, present your bodies as a living sacrifice. Met ander woorde, jy moet teen die kruis vasgespijker word. I have been crucified with Christ. Kan jy dit doen? Nee, jy kan nie. Jy moet 'n bietjie vir my wys hoe kan jy jouself vaslaan as jy net een hand hoor. Want jy moet jou voete slaan en dan moet jy jou hande vas, hoe gaan jy dit doen? Maar wat ons moet verstaan, wanneer ons in die afsterwe proses ingaan in daardie gebed, dan is daar ook 'n altaar in die kind van God se lewe. Daar's 'n altaar wat hy altyd na toe kan teruggaan. En dis die kruis. En dit gaan raadsaam wees dat ons vir 'n oomblik gaan stil staan by die rol van altare en hoe altare werk, sodat jy net 'n besef kan kry hoe belangrike rol die kruis in ons lewe speel. Dis absoluut sentraal tot die evangelie. Nou ja, ek het julle lank besig gehou hiermee. Jammer vir so lank, maar ek het julle gewaarsku, die begin is kompleks. En as jy dit eenvoudiger kan doen, ag asseblief bel my, ek sal ook wil weet hoe doen 'n mens dit eenvoudiger. Nou ja, lekker dinge. Praat weer later.